Nou, die storie wat ek nou wil vertel is nou nie bedoel vir sensitiewe kykers nie, maar wat in 'n hof gebeur is gewoonlik, of in baie gevalle, veral in 'n strafhof natuurlik, is in baie gevalle in elk geval nie vir sensitiewe kykers en waarnemers bedoel nie, maar wat ek ervaar het in die strafhowe is veral in die Kaapse afdeling dit opvallend hoe verskriklik ordentlik ons mense is as dit kom by hulle taalgebruik wanneer hulle as getuies in 'n hof moet verskyn. As hulle onder mekaar praat, dan gebruik hulle die taal in sy wydste forme met groot gemak. Maar as dit in die hof kom, dan is hulle gewoonlik geneig om met allerlei snaakse eufemismes te kom om sekere dinge, veral die geslagsdaad te beskryf. En destyds voor die nuwe wetgewing in werking getree het, toe verkrachting nog 'n gemeenregtelike misdaad was, was dit vir 'n aanklaer van deurslaggewende belang om voor die hof te plaas dat daar penetrasie van die manlike geslagsorgaan binne die vroulike geslagsorgaan was. As daar nie sodanige penetrasie was nie, was dit nie verkrachting nie. Nou is dit bietjie anders, maar ek praat van in die vorige tye, toe ek nog 'n jong staatsanklaer was in die streekhof daar in die Wes-Kaap. Nou, het probleem is veral in verkrachtingssake waar die mense van 'n streektaal gebruik gemaak het. Byvoorbeeld, as jy nou in Stellenbosch se omgewing gesit het, en jy vra wat het die man toe nou met jou gemaak, dan sal die slagoffer, die getuie, klaagster, getuig, nee my agbare, die man het 'n baie lelike ding met my gemaak. Nou dit is nie goed genoeg om penetrasie te bewys nie. Nou moet jy sukkel in ander dele weer in die Hottentots Holland kom het hulle gepraat van hy het ou gat saam met my gemaak. En natuurlik in Malmesbury het ek gevind dat hulle eintlik die naaste aan die ware Jakob gekom het wanneer hulle sê nee, hy het op my geleen knak. Eintlik 'n baie mooi beskrywing, maar dis nog steeds nie, ja, hy leen knak, maar dis nog steeds nie 'n mooi beskrywing. Dis nie voldoende om penetrasie te bewys en die hof kan nie geregtelik daarvan kennis neem dat dit wel gebeur het nie. So, 'n kollega van my bied een keer 'n saak aan voor 'n streeklanddros wat bekend gestaan het as die hof, baie groot taalpurist. En nou sit hy met dieselfde probleem. Nou, die vrou moet nou getuig dat daar penetrasie was, maar al wat sy by uitkom is nee, hy het lelik saam met my gemaak en hy het ou gat saam met my gemaak en so en later is my kollega desperaat en hy sê ag mevrou of juffrou, ons is groot mense hier, ons ken hierdie tipe van ding. Jy kan maar reguit met ons praat en maar reguit vir ons sê wat presies het hy gedoen. En dis nou net waarvoor die vrou nou gewag het. En sy trek toe los my agbare. Daai man het sy binne in my se ingedruk my agbare. Nou, toe staan nou chaos in die hof. Die hof word so hierso uit sy kraag uit word hy rooi boontoe, sy bril wasem op en hy kan dit nie verdra wat hy nou sien nie, want hy is ook maar baie gestel op die decorum van sy hof. En hy trap die arme vrou uit en hy sê, ag mevrou, juffrou, hierdie is nie 'n boshof nie. Ons praat nie so nie. As jy hier praat, dan praat jy ordentlik. Jy praat van jou privaat en van sy privaat. Verstaan jy? Ja, my agbare, ek verstaan. Hy sê nou, gaan dan voort. Vrou gaan voort. My agbare, soos ek nou al reeds gesê het, daai man het sy private in my private ingedruk, my agbare. Almal behalwe die landdros het gedink is vrek snaaks. Hy het die hof toe net daar vandag en eers in sy kamers gaan aansterk
En na, brutale. na hierdie aanslag op sy decorum, ja.